Goeiemôre. Kan ons 'n handeklap vir die leeu's gee? Net 'n grapie. As jy nog nie die wedstryd gekyk het, gaan kyk maar weer 'n keer asseblief. Het iemand 8 uur gekyk wat het die Blitsbokke gedoen? Enige gewen, verloor? Gewen, goed, okay. Los die res, ons gaan half eind toe nou, nee. Is ek reg? Kwart eind, half eind. Goed. Ja, die leeu's het regtig goed gespeel, nee. Die Stormers, ja, bly maar stil. Die Bulls het ook gewen, het ek reg gehoor? Oh, baie geluk. En die Sharks het julle ook verloor. Okay. Goed. Ek het gisteraand vir Roan net so 'n boodskapie gesien en gesê dis hoe dit gedoen moet word nadat die Stormers verloor het en die leeu's ordentlik gewen het. Na 3-3 het ek gedink, nee, lyk my ons is omtrent daarso. Maar dis lekker om so te weet dit gaan goed met die rugby in ons eie dorp, nee. Dis maar ons is normaal is dit ouens wat nie leeu's is nie. Shame. Goed. So kom ek dink altyd my job is nooit klaar is wanneer ek met mense tot bekering bring. By Christus uitbring, maar ook by die leeu's uitbring. Maar goed, nee, ek maak 'n grap. Baie welkom vanoggend hierso. Dis nou vanoggend een van daai preke wat genade is ongemaklik. Dis een van daai wat jy kan nie oor Simpson preek sonder om vandag oor hierdie wellus te gesels ook nie. Die Engelse woord lust. Mens moet ook daaroor gesels. Jy kan nie anders as met net te ignore as jy Simpson se verhaal voor jou het nie. So ek weet baie mense gaan sit en bloos en baie mense gaan en ek self is vrek ongemaklik daarmee. Maar as een van daai issues wat ons moet aanspreek wat nie net gaan oor dis maar omdat dit nie Bybel is nie. Maar veral omdat dit 'n issue word in vandag se tyd. Die issue van pornografiese verslawing, porn addiction en sex addiction is iets wat 20 jaar terug nie bestaan het nie. En vandag word dit selfs al beskryf deur die sielkundiges in hulle verskillende addiction definisies en terminologie. Dis nie meer 'n ding wat net nou en dan gebeur nie, dit is al hoe meer en meer kom dit ter sprake en raak dit verhoudings en raak dit mense verskrik diep en is daar baie mense wat in hierdie addiction verval het. Maar ons praat nie eens net oor 'n addiction, ons praat net doodgewoon oor die hele verskynsel van pornografie en verhoudings en affairs wat 'n mens met aanknoop, net omdat 'n mens dink wel dis maar hoe dit moet gebeur, want ons is mos net mense. 'n Man is ook nie 'n klip nie en jy weet daai hele maklike easy argument, maar ek dink ons moet vandag regtig waar in diepte kyk na waar mis ons die Here se doel as ons hierdie goeie so amper lukraak en amper op 'n platoniese vlak hanteer. So gordel jouself vas. Dis 'n moeilike issue vandag op die tafel, maar ons moet daaroor praat. Dit is deel van ons samelewing wat ons regtig waar ons hare uit ons kop uittrek en wat ons regtig waar met ons hande in ons hare sit oor hoe om dit te hanteer. Ons het by 'n klomp projekte betrokke in die gemeente. Een daarvan is ons by skole help om toebroodjies te maak vir die kinders wat dit dalk nie kan bekostig nie. Ons is op soek na, julle het waarskynlik die WhatsApp al gesien, op soek na peanut butter en konfyt. As jy wil help of kan help, sal ons so bly wees as jy kan help om vir ons dit te kry. Skakel asseblief vir Annelie, sy sal vir jou kan sê watter soort en party van die goeders meng makliker en dis 'n hele proses om dit te doen en dankie vir die mense wat elke week kom help om dit te smeer en te doen. Ons waardeer dit regtig waar. Hulle is Dinsdae oggend aan die werk. Maar as jy dalk kan help om vir ons ja, maar praat met Annelie, sy sal weet presies botter, peanut butter, wat hulle gebruik. Asseblief, ons sal dit so waardeer as jy kan help daarmee. Here is die Here van hemel en aarde. U is die Here wat alles in u hand hou. Ons is mense in u hande en u het ons gemaak met emosies, met 'n vermoë om te kan huil, vermoë om kwaad te word, ook 'n vermoë om begeertes te hê. En Here, ons weet nie altyd wat om met hierdie emosies te maak nie. Daarom vra ons, help u ons, lei u ons om aan die hand van die woord so op te tree dat ons u beloftes, dit wat u in ons pad kom plaas, die planne wat u vir ons het, dat ons dit kan uitleef. Here, ons bid dat u regtig ons sal bystaan en sal dra
sodat ons kan word wat U wil hê ons moet wees. Want Here, ons het mos nou gesê, U het ons gemaak. U het die hele al gemaak, die son en maan en sterre, en ook 'n klein dorpie soos Kreeusdorp, en 'n gemeente wat een van baie gemeentes in Suid-Afrika is, wat wil sê, maar ons wil nader aan U beweeg, en ons wil weet, hoe wil U hê, moet ons nader aan U kom? Aan U kom die lof en die eer toe, Here. Amen. Nou moet ons daai versigtiging uitgespreek het, kom die Here as te ware nader en sê, ek groet jou in die naam van my wat Vader en Seun en Heilige Gees is, wat die drie enige God is wat met jou wil praat, in jou oor wil fluister, jou op 'n sekere manier ook ongemaklik laat, en jou ook laat weet, ek wil jou lei om die pad voluit te kan lewe. In die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, wees gegroet. Amen. Daar is nou ook geleentheid vir offergawes, en jy is welkom die Here ook te dien met jou offergawes. Kom ons staan, dan sing ons lekker hartlik saam. Ons het so 3 songs aan die begin, maar kom ons sing lekker hartlik saam. Eerstens in die hemel is die Heer. Daar's mag in sy woord. Dis incredible. Daar's mag in sy woord. In die hemel is die Heer, in sy hand
miljoene in gereedheid, staan die engele om sy troon, verbuister in sy sieraad, en die beelde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die waters dry sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof aan die regeer. U regeer oor ons harte, U regeer oor die heelal. U regeer oor ons harte, U regeer. Moving on. Daar is mag in sy woord, soos die waters dry sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof aan die regeer. U regeer. All my words fall short, I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. And I've got one response, and I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Come on, my soul,
Don't you get shy on me, lift up your soul. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your soul. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for my King except for a heart singing hallelujah, hallelujah. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. And great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. And great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise.
in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. And great are you, Lord. And great are you, Lord. Here, dis ons geloofsbelijdenis volgende om te sê, maar U is groot, U is ontzagwekkend groot. Aan U kom ons lof en ons eer en ons aanbidding toe, Here. Ons wil nou alles stil maak, al die gewoel hier binne in ons, al ons vooropgestelde idees. Ons wil sommer net voor U kom staan en vra, verander ons soos U ons wil hê. Amen. Goed, ons ken die storie van Samson, ons gaan hierdie kwartaal so 'n bietjie met hom werk. Daar's 'n hele klomp fasette van hom. Volgende week gaan ons 'n bietjie gesels oor sterk mense hou nie baie van om advies te kry nie. Meeste mense hou nie daarvan om te hoor wat om te doen nie. Sê gou 'n bietjie vir my net so met 'n hand opsteek. Wie van julle voel ook so as iemand vir jou raad gee, dan doen jy presies die teenoorgestelde? Come on, mans, julle moet almal julle hand opsteek. Julle vrouens wil permanent raad gee. Maar goed, ons is vandag by Samson. So, ons ken hierdie ou nou, die patroon, dwars deur die boek Rigters, as hy vir Gideon of vir wie ook al opgehef het, is, die volk is besig om droog te maak, en hulle kom tot inkeer en sê, Here, ons dien nodig, en die Here stuur 'n rigter, soos Gideon, of Samson in hierdie geval, en dan maak hierdie ou dit reg, en dan is die ouens weer naby aan die Here, vir 'n rukkie.
dan gebeur dieselfde, maar net weer 'n keer met dieselfde, en so is daar oor en oor dieselfde wat moet gebeur, Jefta en Debora, 'n hele klomp van die rigters wat dieselfde soort van storie het, behalwe dat in hierdie geval, het die volk nie eens tot ingekeer gekom, die Here het gesien, hierdie ouens is op die verkeerde pad, en hy stuur iemand met lang hare, wat nie alkohol gebruik nie, en wat hom ook nie ophou met lyke of iets wat onrein is nie. Ou wat afgesonder is vir hom, sy ma kry die opdrag, hierdie ou is something special. So die ma het daar by die kot gestaan en gesê, my liewe kind, ek mag nie eens jou haartjies sny nie, geen mallet vir jou nie, net lang lokke, en so het dit deurgegaan, tot hy, en ons verhaal is vandag waarskynlik so min of meer op die ouderdom van 20 jaar oud, waar die Here hom nou afgesonderde toegerus het, en dan begin gebruik het. So sy eerste woorde is in Rigters 14, op 'n keer is Samson na Timna toe. Timna is so 10 km weg van die land waar hy groot geword het, dis in die Filistynse gebied. So, wat op dese aarde soek Samson, wat sy volk moet verlos, tussen die heidene. Die ou vertaal, die Hebreë sê, tussen die onbesnedenis, wat nog nie besny is nie, wat nie deel van die volk is nie. Wat soek hy daar? En aanvanklik as jy eerste deeltjie lees, dan dink jy, wel, hy het seker bietjie intelligensie gaan naspoor. Hy moet mos nou die volk verlos, so hy wil nou gaan kyk, wat se plek in hierdie dorp, Timna, is nou 'n goeie invalshoek om hierdie dorp te oorweldig. So hoe sal ek my troepe stuur? Wat was die ingangsroetes? Waar moet ek keer? Hy het gedink, ek moet beplan oor hoe gaan ons hierdie dorpie oorneem met my klompie soldate, maar dis nie wat hy gedoen het nie. Hy het nie gegaan om intelligensie in te werf nie. Hy het gegaan om, kom ek sê net maar, een skrywer daar geskryf het mooi gesê, hy was net daar om die babes uit te check. En dis presies wat hy doen. Hy is Timna toe, en daar het hy 'n vrou gesien. Sy was 'n Filistynse meisie. So ek weet nie hoe het gelyk het nie, maar hierdie eerste vers het ek 'n prentjie in my kop gekry. En ek weet nie of die Bybelse prentjie is nie, maar ek dink hy het ingestap en gesê, okay, goed, jy kom. Ek dink hy het op 'n maandagooggend daar opgedaag in sy wife beater hempie en sy lang lokke en sy tattoos, ek weet nie, hy het seker nie tattoos gehad nie, maar hy het ingekom met hy kom net van die gym af, hy stap nou in Timna in, en hy stap op en af in die straat, en hy check die babes uit, en hy dink, daai lyk hot, maar ek hou nie van rooi koppe nie, ek soek 'n blond, en hy stap verder, hy dink, daai lyk mooi, wag, sit 'n ring aan, getroud, en hy stap verder, en hy dink, daai lyk mooi, ek like haar, en toe sy so dwars, hy sê, sy is swanger, ek moet haar los. En hy stap verder en hy dink, hier's ene, ek hou van hierdie ene. Kom ek vat haar as 'n vrou. En dan doen hy die regte ding, né? Nadat hy die babes uitgecheck het, gaan hy terug na sy pa toe en hy sê, ek het 'n vrou in Timna gesien. 'n Filistynse meisie, gaan kry haar vir my as 'n vrou. Pa se oor rek net so groot. Ma dink, my liewe land, my kind, dit kan nie gebeur nie. Ons het 'n belofte aan die Here gemaak. Jou hare gaan nie gesny word en jy lyk nogal oulik, maar jy mag nie jou hare sny nie. Jy mag nie wyn drink nie. Jy mag ook nie met 'n lijk of iets te doen kry nie. So jy spesiaal, my kind, jy kan nie met 'n Filistynse vrou trou nie. Is dan nie onder jou eie familie en onder jou eie volksnoot 'n vrou nie? Gaan kyk bietjie rond in ons eie dorp, man. Jy het nou 'n hele oggend spandeer in Timna, maar gaan kyk 'n bietjie hier so rond. Gaan kyk in die suburb net langs aan, maar moet nie tussen die Filistyne gaan rondkrap nie. Samson het vir sy pa gesê, kyk, kry haar vir my, want ek hou van haar. Pa, is die vrou vir my hierdie. Vergeet van of sy heiden of nie heiden is nie. Ek soek hierdie vrou. Ons sal volgende week verder gaan met hierdie verhaal, want nou gebeur daar 'n klomp goeters in hierdie verhaal wat eintlik 'n stryd is van Samson wat met sy shadow mission te maak kry. Alle mense het 'n doel op aarde. Almal van ons
daar's 'n plan vir ons almal uitgewerk deur die Here, maar saam met hierdie plan ontwikkel ek en jy 'n skadukant, 'n flip side. Dalk is jou doel wat jy op aarde neergesit is om 'n sterk leier te wees, en jy kry dit reg, jy's 'n prefect of jy's 'n CEO van 'n maatskappy, maar dieselfde gawe het ook 'n flip side, 'n donker kant, en dis dat jy jou mense kan manipuleer. Dat jy mense kan gebruik soos wat jy wil, want jy het die vermoë om dat jy data kan kry, maar jy kan ook hierdie kant kry. Hy het die vermoë om aantreklik te wees, Samson. Sy shadow mission is, ek het 'n stryd om iewers te fight met seksualiteit. En ek dink daar is vandag 'n groter probleem daarmee as juis op hierdie stadium nie. Ek het 'n magdom mense wat my al kom praat het en my sê, Gerard, ek het iewers te vasgehaak geraak. Dit was nie, ek het nie sommer ingestap en gesê, okay, ek wil kyk wat, ek het dit stelselmatig gebeur. Niemand besluit eendag, okay, ek wil 'n affair aanknoop nie. Jy kom by die kantoor en skielik, ja, maar jy ruik lekker vandag, my sekretaresse. En dis okay, dan stop dit daarso. En môre het die lekker ruikende sekretaresse 'n interessante rompie aan, wat nie so heeltemal koekig soos jou ou vrou se is nie. Genade, en sy lyk nogal mooi by die, sy is nogal grimeer, en dis stelsel, dit gebeur nie oornag nie, dis stadig maar seker, tot daai een dag wat jy haar nooi, kom ons gaan drink koffie. Onskuldig, Mag and Bean, niks, niemand, ons gesels bietjie werk. En 3 weke later, dan werk jy toevallig laat die aand. En 3 weke later, is dit 'n volskaalse verhouding. En dan wonder jy, hoe het jy hier gekom? Wat is my waardes, my beginsels geword? Ek was so erg daaroor. Ek het geweet, daar is 'n grens wat getrek moet word, en ek het gedink, ek kan dit handle. En dis ons probleem, is ons kan dit mos handle. En as ek dit nou oor 'n affair, of oor pornografiese addiction, of oor, dit gaan oor alles, nê? Ons dink ons kan dit handle, ons kan speel, omgaan met sonde, en hier's 'n geheim, sonde is altyd lekker. As jy sondig, en dit is nie lekker nie met jou kon gesels, dan doen jy dit verkeerd. Sonde is bedoel om lekker te wees. Die probleem is, as jy lank genoeg sondig, is dit nie meer lekker nie. Word jy vasgevang in 'n web wat jy wil uitkom, en jy weet nie hoe nie, en jy probeer, en jy word kom agter, maar jy's eintlik vasgespin in hierdie web wat jy nie kan uitkom nie. Maar ek hou van haar. Mans, ek verstaan hoekom die verhaal van Samson hier geteken word, want ons mans sukkel veral met ons emosies, nee. Daar's 'n klomp emosies. Ek verstaan daar's 321 verskillende emosies wat jy kan beskryf. Vrouens, julle weet van al die emosies. Ons mans het nie 'n cooking clue daarvan nie. Ons ken 2. Ons ken kwaad wees en ons ken lust. Dis ons ken. Ons verstaan nie die ander nie. Ons groot probleem, mans, is ons weet ook nie wat om te maak met hierdie ding wat ons lust noem nie. Maar as ek dit nou gesê het, dink ek, dis nie net 'n ding vir mans nie, dis 'n ding vir mense. Dis hoe die Here ons gewire het. Ek kon vir die Here sê, Here, moet asseblief nooit weer ons volgende geslagte maak met goeie soos kwaad word nie. Laat hulle altyd bedees en besadig wees. Laat hulle altyd, nee, hy maak ons met die vermoë om kwaad te wees. En dan sê hy vir ons, as jy kwaad word, moenie sondig nie. Moenie 'n hokkiestok vat en iemand gaan rondslaan nie. Wees rustig. Hanteer jou emosies. Die Here maak ons met iets soos 'n begeerte vir die ander geslag, en dis fyn. Die probleem kom, wat maak jy daarna? Dit gebeur met ons almal. Dit gebeur in die mall, dit gebeur in die gym, dit gebeur op die internet, wat ons kyk en dink, ja, en die kwyl loop so by jou wange af. En dan stap jy sommer by die volgende winkelsentrum in, en jy knyp aan na bout.
Nee, natuurlik doen ons nie dit nie. Ons is nie daar, ons gaan nie daar nie. So die probleem is, waar is dit die definisie van hierdie ding? Ons weet, ons doen nie hierdie dinge wat ons loop en fluit vir iemand, of haar aan die bout knyp, of hom 'n drukkie gee, onbetaamlik nie. Nee, ons doen die regte ding, ons kyk, maar net so 'n oombliekie te lank. Ons kyk, en kyk weer. En dan met jou vrou nie raaks, dan is daar moeilikheid. Of jou man. En dis ons probleem, is ons sukkel om 'n definisie te kry van, wanneer is dit nou okay, en wanneer is dit nie meer okay nie. Ons almal gaan kyk. Dis 'n feit. En dis ook nie verkeerd om te kyk nie. Die probleem lê by die ding wat jy daarna doen. Kom ons kyk wat sê Jesus. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie egbreek pleeg nie. So ja, ons weet, ons mag nie skei nie, so ons weet dit. Maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. Ja, dis huge. Dis nou Jesus, nee, dis nou nie meer Samson nie, dis nou Jesus. Jesus wat sê, hoe jy kyk, wat met jou gebeur as jy gekyk het, dis die probleem. So hier is die resep. Jy kyk, jy begin droel, jy vat wat nie joune is nie, jy verbrand jouself, en jy verloor. As jy nie na nommer 1, na die kyk, 'n definitiewe boundary getrek het nie, weet ek jou, gaan jy by nommer 5 uitkom. Jy gaan nie kan kyk nie, maar jy kan ook besluit om te kyk en nie verder te gaan nie. En as ek sê kyk, dan beteken dit nie, jy kan iewers op 'n website gaan kyk en kyk. Dis ook nie wat ek bedoel nie. Maar daar is 'n punt waar jy sê, maar okay, ek is nou klaar. Ek het gesien en sy's mooi en aantreklik. Ek het gesien, ek sal nogal van hom hou. Hy dink hy gaan 'n goeie pa vir my kinders wees, maar dan is dit klaar. Sodra iets meer ontwikkel, sodra jy 'n telefoonnommer probeer kry, sodra jy iewers en ek weet daar's nou getroudes en ongetroudes nie gehoor, en ek verstaan die definisies lyk nie dieselfde vir getroudes en ongetroudes nie. Ek weet daar's ouens in steady verhoudings, dan sien jy nie meer op 'n website waar jy iewers 'n date kan kry nie, nee. Dan fliek jy nie links en regs en kyk na fotootjies en stuur hallowtjies en huis en maar as jy nou ongetroud is, dan kan jy nog so 'n bietjie rondkrap, maar iewers moet ons onthou, daar's waardes wat ter sprake is, en guess what? Samson ignoreer sy waardes. Samson ignoreer dit wat belangrik is in sy verhouding, naamlik, onthou julle hoofstuk 13, ek het 'n job wat die Here vir my kom gee het, en het my uitgesonder, afgesonder, om met hierdie ding vir hom te doen. En so waar as vet, die volgende hoofstuk, draai hy sy lak. Probeer hy verder gaan, as waar hy behoort te wees. Trouwens, hy hang op verkeerde plekke rond. In vandag se taal, is hy op verkeerde websites. Hang hy tussen verkeerde mense, in die restaurante of in die drinkplekke rond. Soek hy moeilikheid. En dan gaan vertel hy sy pa, is die girl wat ek soek, in die Hebreëus staan nog mooier, hy sê dit baie pertinent, ek soek haar. Sy pas by my. Pa, hierdie is die girl wat in ons gereformeerde teologie, wat die Here vir my kom gee het. Die Here het haar oor my pad gestuur. Hy het 'n deur oopgemaak, nonsens man, sy moes nooit op jou radar gewees het nie, jy hoort nie in Timna nie, dis 'n heidense plek, get out. So ons praat oor 2 gevare. Nommer 1, as jy God ignoreer, en God se beloftes vir jou ignoreer, dan gaan jy iewers te jou vingers brand. Die Here het vir hom kom sê, ek het vir jou 'n spesiale plek. Ek wil vir jou op hierdie plek los, en dis die plek waar ek jou wil gebruik, en jy moet wegbly daarvan af. En hy sê, Here, ek dink nie jy is so baie clued up hieroor nie, laat ek dit doen. En daarmee kom 'n ding, terwyl hy so loop en kyk na 'n vrou,
het hy gedoen wat, ekskuus, ek gaan baie cru wees, wat diere doen. Ek soek 'n teef wat 'n bitte is. En ongelukkig in ons samelewing het seksualiteit verdierlik, geanimalise. Het ons, dit wat God een kant kom plaas het vir 'n huwelik, het ons kom verwring en so uit mekaar het gepluk. En dit maak ons so seer, dit laat God se belofte heeltemal iewerster verlore gaan. Ek gaan nie nou al dit sê nie, maar kan ek net fast forward nou hoofstuk 16 toe, die laaste hoofstuk? Dan is hierdie ou wat so vol potensiaal was, wat lang hare gehad, al die goed reg, dan hang hy rond om 'n meule wat hy self moet draai, al in die ronde sonder sy oë. En die skare rondom hom lag hom uit. Hoekom? Want, Here, let's test this. Laat ek bietjie kyk of dit is regtig so. Die Here sê so. Bly weg. En die beloftes word gecounter. En so het ons seksualiteit kom verdierlik. Dit wat die Here kom mooi maak het ons kom sê, maar laat ons die grense toets, Here. So hele paar jaar terug, seker ook nie so lank terug nie, het Rian van Heerden so laat aan program gehad oor seksualiteit. En dan het hy allerlei groepe gehad wat allerlei voorkeure, seksuele voorkeure gehad het. En een aand sit hy nou en kyk die ding, maar ek dog toe, is dit moontlik? Is dit moontlik dat iemand volwasse man in 'n baby grow loop omdat hy dink sy vrou vind dit sexy en wat op dese aarde het ons gemaak met seksualiteit en daar's 'n magte om sulke goeters. En dink jy myself, waar het ons verkeerd gegaan? Easy. Hierso is die reëls wat die Here vir ons kom gee het. Nee, wat Here los dit, ons sal ons eie pad loop. Ons soek vir Rigter 16. Ons sal eerder daar gaan om 'n geblinddoek en gelag voor te word. Dis vir ons beet. Nee man, die Here sê, kom aan, hierso is seksualiteit, hier is die grense, bly daar binne. Nommer 2. Kom ons bly in God se plan. Dis hoe maak ons dit? Seksualiteit of hierdie bizarre seksuele gedrag tree baie vroeg in die geskiedenis van die mensdom al op die toneel. In Genesis 6 gebeur dit al. Hier is die verhaal. Toe die mense baie begin word het op die aarde en dan vir hulle dogters gebore is, het die hemelwesens gesien die dogters van die mense op is mooi en het hulle getrou met die dogters van hulle keuse. Ek verstaan nie hierdie teks nie. Ek moet julle eerlikwaar sê, daai is een van die tekste wat ons die meeste eerlike predikante en professore het lank al geworstel oor wie was hierdie hemelwesens en wat hulle kom maak en ek dink nie dit moet gaan oor wie hulle was nie. Daar's 'n hele klomp ouens wat gesê dis hemelwesens, ander het gesê dis van Set se nageslag. Ons weet nie heeltemal wie dit was nie. Ons weet wel wat hulle verkeerd gedoen het. Hulle dit wat God kom gee het as heilig en rein en reg, kom ontheilig en kom verwring. En daarom mis ons God se plan met ons. Want ons dink dit moet die regte ding wees. My ouens, is nie waar nie. Om vanaand na het almal geslaap het 'n paar geheime websites wat jy hoop die iewers te word dit nie opgetel nie te gaan dophou is not on. Dis dieselfde as wat Genesis 6 is. Dis teen wat God bedoel het. Om iewers in 'n affair betrokke te raak, jy soek moeilikheid. Iewers te gaan iemand selfs al het jy 'n oop huwelik, 'n open marriage, gaan dit net soveel drama veroorsaak. En ek onthou toe ons jonk was daar so in die huisgenoot so vra vir wie was die oom gewees? Hy was 'n sielkundige by Unisa. Maar jy almal het boodskappe ingesien en sê ek is verskriklik gelukkig getroud, maar deesdae het ek en my man ooreengekom dat ons 'n oop huwelik sal hê en daarom het ek ook 'n ander iemand ontmoet en hy ook, maar nou is ek verskriklik jaloers. Nou natuurlik gaan jy jaloers wees. Natuurlik, ons is nie so gewire nie. Maar gaan toets dit? Nee, moet dit nie gaan toets nie. Jy soek moeilikheid. Jy gaan nie op vingers verbrand. En sadly, ek was ook daar. En jy weet dit. En jy verbrand jou vingers.
En jy vernietig verhoudings. En jy maak wat God gedroom het oor jou in die wieg voorgelê het, gaan maak jy gekompliseerd. So iewers is jy dalk vasgevang, iewers met 'n lus wat uithang. Met 'n manier wat jy nie wel eens kan hanteer nie. Met 'n oog wat dwaal. Met mooi woordjies, met vleitaal, met allerlei slim triks, dalk met laat aan porn sites. Dalk iewers op 'n onbehoorlike chat site. Terwyl jy weet jy's getroud. Terwyl jy weet die waardes van daai chat site is nie, selfs as ek ongetroud is en 'n single is dit nie die plek waar ek behoort nie. So ons moet praat oor, hoe kom ons daar uit? Nommer 1 is, get right. Ek het iewers terwyl ek navorsing gedoen het hieroor, het ek kom op 'n prentjie van 'n ou wat 'n seksuele oortreder is, en toe was hy besig om homself te kastreer. Dis die prentjie, hy het so 'n groot mes en hy is besig om te kastreer. En ek dink toe myself, my ou, jy het verkeerde orgaan daar beet. Ek weet as iemand moeilikheid gee, maar iemand moeilikheid veroorsaak is, sê Spreuke, wees veral versigtig wat in jou hart omgaan. Die nuwe vertaling sê, bewaak jou hart, want dit bepaal jou hele lewe. Begin dit tussen jou bene nie, my ou, of my vrou. Begin tussen jou ore. Dis hier waar die Here ons moet nuut maak. In daai tyd het hulle die hart gesien as die setel van ons verstand. So ons weet nou is vandag is ons koppe, maar in die Ou Testament hulle gedink dis die hart, maar hulle sê die setel lê tussen jou ore. Dis waar jy dink. So gaan vernuwe jou gedagtes. Julle ken Romeine 12 vers 1. Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dis hier waar ons probleem is. En daarom moet ons weer by die Here uitkom en sê, maar Here, ek moet regtig waar net regkom met U. En as jy iewers vasgehaak het, iewers in so 'n proses, of iewers vasgehaak het in so 'n verhouding, asseblief, kom by God uit en sê, Here, ek het U nodig. Gaan sê vir hom, Here, ek het U so nodig in hierdie tyd. Ek sukkel hiermee. En ons almal sukkel soms daarmee. Ons sal elke dag vir Here moet sê, heilig my denke. Maak laat ek beskermd word rondom my denke. Here, maak my brein weer nuut. Get right. Nommer 2. Get away. Dit word vertel dat Julius Caesar op 'n stadium Brittanje binnegeval het. En een van sy tegnieke om te sorg dat sy soldate regtig waar Brittanje oorneem, is hy toe hy op land kom in Brittanje kom en sy soldate begin veg, toe stuur hy 'n klomp soldate om die skepe te verbrand. En daarmee het hy die suksessyfer op land dramaties verhoog, want die ouens geweet, ek het geen ander opsie nie. Hierso moet ek fight. Get away. As daar goed is wat jy weet, as jy weet is laat aand jou probleme, as jy weet is by die kantoor, asseblief skuif kantore. Bedank die werk for that matter. Jou verhoudingslewe hoort nie op daai vlak te wees nie. Dit maak net 'n verskriklike klomp probleme en hierdie massiewe drama wat net nie nodig is nie. 2 Timoteus 2 sê Paulus vir die jong Timoteus, vermy die begeertes wat 'n jong mens in gevaar bring. En ek dink as hy vandag kan sê, en sommer vir die ou mense ook. En streef na opregtheid, geloof, liefde en vrede saam met almal wat uit 'n rein hart die Here aanroep. Die vermy is letterlik vlug weg. Don't be there. Ekskuus, ek is so ernstig hieroor, maar jy kan dit nie mildly doen nie. Dis 'n radikale keuse om te sê, maar as ek wil wegkom van hierdie verslawing of hierdie verhouding of van hierdie ding, as ek sien dit wat die Here vir my kom bepaal het, is besig om in die gedrang te kom, dan moet jy dit breek. Jesus sê, as jou oog jou laat struikel, pluk die ding uit. Nee, kyk ander kant toe, nie sit 'n bril op, 'n donker bril op. Nee, pluk hom uit. As jou hand jou laat struikel, kap hom af. Dit help jy as probeer die ding en jy kan nie. Dis of. Dis die keuses. Dis nie iets tussenin nie. En hoe moeilik dit ook al is, dis wat jy moet doen.
Get away. Nommer 3. Get help. Ons het 'n ongelooflike vermoë om goeders te kan doen. Ons het 'n ongelooflike vermoë om wilskrag te hê. Die van julle wat al Survivor gekyk het, op Survivor, iets wat jy nooit sal doen nie. Jy sal nooit in jou lewe 'n klompie wurms gaar maak en dit eet nie. Op Survivor sal jy, maar daar's R1 miljoen ter sprake. Jy sal nooit afval, eers skoongekrapte afval eet nie, maar daar sal jy beesbrein eet. Want daar's R1 miljoen. Ons het 'n incredible wilskrag. Maar ons het ook 'n incredible onwilskrag as dit kom by verslawings. Ek raas nie nou nie. Maar op elke alkoholbottel staan daar, dis gevaarlik. Ons weet van dwelms. Ons weet, as jy kat snyf, of boomgom in jou are inspuit, of wat jy ook al wil doen, is gevaarlik. Dood lê wag vir jou. Ons kyk op elke pakkie sigarette en sê nou, gevaarlik. Longkanker, keelkanker. Ons ken die gevare. Stop dit ons? Nee, ons is vasgevang. Ons het almal so 'n plesiertjie nodig. Dit is so erg nie. Aha. Regtig? Ouens, daar's regtig ongelooflike goeie hulp beskikbaar. Daar's goeie programme wat beskikbaar is. As jy iewers vasgevang het en jy wil hulp het, praat met ons, jy kan verwys iewers na 'n plek toe wat regtig waar kan help. Dit hoef nie noodwendig te wees jy iewers vir 6 maande iewers op 'n plattelandse dorpie gaan sit nie, maar daar's regtig waar goeie programme wat ter sprake is, maar kry asseblief hulp. Moet asseblief nie net aangaan en sê maar niemand kon my help nie. Daar's regtig baie hulp beskikbaar. Nommer laaste, get busy. Okay, hier is jou gewoonte. Jy sit elke aand 10:00 tot 10:15, want jou vrou is kamer toe, die kinders gaan slaap. Jy is alleenig, jy werk nou moet 'n verslag skryf. En dan, o genade, kyk hierdie webwerf, dan ek eendag gaan, ek bietjie loer en so word dit jou gewoonte om tussen 10:00 en 10:30, 10:00 en 11:15, 10:00 en 12:00, 10:00 en 3:00 te sit en betrokke te raak aan goed wat jy weet nie moet wees nie. Okay, dan hoor jy vandag se preek en ek, yes, ek is verlos daarvan. Wonderlik, ek is vrygemaak. Die gemors is, wat doen jy vanaand 10:00? Ga jy slaap? Ek is nog wakker. Ek moet nog die verslag skryf. So ek sit weer voor die rekenaar. En is net so, dan word 'n mens weer vasgevul. Die ding is, 'n mens moet daai gap wat nou skielik nie meer daar is nie, of die gap wat nou groot is, omdat dit nou gevul was met ander verkeerde goeders, moet jy nou regmaak, en dit gaan nie help dat jy een dingetjie in daai plek sit. Okay, ek gaan net die Bybel lees nie. Okay, ek gaan die verslag een kant sit, ek gaan nou die Bybel lees. Jy gaan net vir 5 minute Bybel lees. Jy gaan nie vir 3 ure lank Bybel lees nie. Weet jy? So daarom sê die meeste ouens, as jy hierdie gap het, moet jy ten minste 3 alternatiewe aktiwiteite vir jouself inbou. Of nou is om te sê maar, ek gaan my tweede job kry, of ek gaan begin gym, of ek gaan Bybel lees, maar jy gaan nie net een ding kan, jy moet 3 dinge doen, want hierdie ding het, sonder dat jy het agterkom het, so baie van jou tyd en energie gevat, jy het nie eens geweet het vat so baie nie. En as jy met een dingetjie gaan probeer vervang, gaan dit nie werk nie. En nou is ons in die kerk. Kom ons gaan na Dawid toe in Psalms. En hy skryf, when I refused to confess my sin, I was weak and miserable, and I groaned all day long. Day and night, your hand of discipline was heavy on me. My strength evaporated like water in the summer heat. Kyk vir my. Jesus het gekom om ons te vergewe. Maar dis net die helfte van die storie. Jesus het gekom om ons te vergewe en ons vry te maak. Baie van ons vra vergifnis en ons word vergewe. Maar ons is so gehoek, vra vir Samson, dat ons nie weet hoe om los te kom nie. Ons is steeds so verstrengel.
het ons versmoor. Toe ek nie wou confess nie, het ek weak and miserable geword. Finally I confessed all my sins to you and stopped trying to hide them. I said to myself, I will confess my rebellion to the Lord, and you forgave me. All my guilt is gone. Dis wat God doen. Hy kom maak jou, vergewe jou, maar hy maak jou ook vry, om met 'n nuwe pad saam met hom te loop. So is begeertes verkeerd? Nee. Dis soos vuur. Op die regte manier gee die hitte, die energie wat ons nodig het om warm te bly. Maar as daai hitte, daai vuur verkeerd aangewend word, verwoes dit plase en plantasies en huwelike en jou eie verhoudings. Die Here het die kaggel ontwerp. En die kaggel se naam is die huwelik. En dis waar dit veilig is. Samson, ek wil jou 'n belofte laat aflê. En jy sien tekens hiervan. Jy mag nie wyn drink nie. Jy mag jou hare sny nie. Jy mag nie met onrein goeders te maak hê nie. Jy's myne. En Samson sê, kom ek gaan af na Timna toe. En laat ek hulle uitcheck. 3 hoofstukke later, stikkend. Here, hier kom waarsku ons. Ons het self die keuse om daarop te reageer. En elkeen van ons reageer waarskynlik op 'n ander manier daaroor. Maar seksualiteit kom gee vir ons. Het ons so gewire om ook met welles in ons koppe te wees. Dis deel van ons emosies. Ons weet nie altyd wat om daarmee te maak nie, Here. En dis waar ons kom pleit by U, help ons asseblief. As ons iewers te vasgeval het in 'n gees van welles, asseblief Here, kom help ons om los te kom daarvan. En jy sê ongeneem te doen nie. Dis nie wie sal sê, ek dink jy gaan jou help. U help ons daarmee. U wil ons help, want u weet, dis nie wat jy vir onsself om te doen nie. Ek het 'n ander droom vir jou. So help ons asseblief daarmee, Here, of gee ons net ons handsel opsteek en sê, Here, ek het U hulp nodig. En dan is hy daar om ons te help. Want U is 'n goeie God. En ons kan vandag sing oor die goodness of God. Wat ons kom uitred het en ons kom vry maak het van 'n klomp goeders wat ons geboei het. En ons eintlik op 'n heel ander manier wil laat lewe. U droom steeds oor ons. Selfs al het ons begin opgee op U droom. Amen. Kom ons staan en sing ons die laaste. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest nights you were close like no other.
I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. As ek mens nou gepreek het oor steel, dan het minder van ons nou met nat rug gestaan, ongemaklikheid en skuldgevoel. Of as ons nou gepreek het oor leuns vertel, hier en daar dalk 'n wit lentjie, maar die res van ons is okay daarmee. Maar die probleem is met hierdie preek soos begeertes, het jy geneigd om mense so te laat skuldig voel en sê, dalk moet ek ook gaan vir kastrasie. En dan mis ons die punt weer. Want die Here kom gee vir ons seksualiteit ook as deel van ons menswees. Om dit reg te gebruik. As jy vandag dalk met 'n klomp skuldgevoelens staan, dan mag ek ook nou die volgende vir jou sê. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons van al ons ongeregtigheid te reinig, sover as die ooste van die weste, sover as bo na onder, sover verwyder hy ons sondes van ons af. Daar is dus nou geen veroordeling meer vir die wat in Christus Jesus is nie. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, het God kom doen. Romeine 8. En is dit nie amazing dat ons kan weet, hy kom verlos ons van ons sonde. Mag die genade, mag die grace van God wat ons Vader is en sy Seun Jesus Christus en die Heilige Gees teenwoordigheid, mag hy van ons besit neem en mag jy weet, hy kom verlos my. Nie net verlos my van sonde nie, maar verlos my van 'n klomp verwringing, van 'n klomp verstrengeling en hy maak my vry. Amen. En die hemel is die Heer, en sy glans is so
struis sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan wie is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan wie is die eer, en die lof van die regie. Miljoene in gereedheid, staan die engele om sy troon, verbuisteren sy sieraad, en die beelde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die waters druis sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan wie is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan wie is die eer, en die lof van die regeer. Regeer oor ons harte, die regeer oor die heelal. Regeer oor ons harte, die regeer oor die in sy woord, soos die waters druis sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom